Goeiemôre. Baie liefde uit Brooklyn Campus uit. Ek het vanoggend Jules toe ek ry, toe besef ek, dis 12 minute hier na julle toe. Ek dink ek ry 10 minute Brooklyn toe. Jy weet, so reg in die middel van dit. Dis so lekker om saam met julle te kuier. Dis nou weer die eerste keer in baie jare wat ek nou in hierdie lokaal is. So julle kan lekker asemhaal en hier's plek vir groei. So ons is saam met julle opgewonde vir dit. Vir van julle wat vanoggend hier sit en sê wat op dese aarde is CCEP, ek gaan jou 'n oomblik vertel en dan gaan iemand later 'n bietjie 'n storie kom vertel net uit die CCI omgewing uit, maar CCI staan vir die City Changes Institute en ons sê dis die opleidingshub van Doxa Deo. Jy weet, so ons het 2 programme. Ons sê altyd dis een hart, maar dit het 2 verskillende uitdrukkings. En een van dit praat ons van die City Changers Equipping Program. En dit is vir normale mense, jy weet, as jy 'n onderwyser is, 'n rekenmeester is, 'n besigheidspersoon, 'n tuisbly mamma, dan is dit vir jou. Waarin ons tyd spandeer om mense deur 'n 2 jaar reis te neem in die woord, om regtig ons woord te verstaan. En ons sit om tafels op Dinsdae-aande op 25 plekke reg oor die wêreld wat mense gesprekke het om te sê, nou dat ek ontdek, jy weet, hoe lees mens die Bybel? Wie is my identiteit? Jy weet, hoe bou ek 'n verhouding met Heilige Gees? Hoe vloei daai liefde na mense toe in ons werksplekke? Hoe het ons daai moeilike gesprekke om te sien hoe 'n stad om ons heel word? Dis wat ons doen op Dinsdae-aande en dan sit ons met jou en ons sê, hoe lyk dit in jou spasie? So dis CCEP en dan is daar nog 'n program wat ek gaan noem vir oggend. Ons praat van ons CCI students en dis vir ouens wat sê, luister, ek wil 'n verskil in die kerk maak. Ek voel geroep om daar 'n impak te maak. Dan is dit waar ons ouens met hulle teologiese studies en so aanhelp. So, jy's so welkom om bietjie later vandag, ons sal vir julle detail gee om nog te gesels. Maar dis so bietjie wie ons is en dan, ek is ook getroud met Martinus Steffen, hy is vanoggend in Brooklyn Campus, maar so lekker om saam met julle te wees in hierdie reeks van die grootste ja's van jou lewe. Okay, so, wat is die grootste, die belangrikste besluite van jou lewe? Julle is in daai reeks besig. Jy weet, hoe sê ons ja vir hierdie groot droom van waarmee Christus besig is op die planeet? En vir my is daar's 2 belangrike besluite wat jy ooit in jou lewe gaan maak. En die eerste een van dit is daai oomblik wanneer jy vir Jesus ja sê. Okay, ek weet nie of jy daai oomblik in jou eie lewe kan onthou nie. Ek onthou, ek het met 'n ouetjie uitgegaan, ons het opgebreek, ek het gedink, my hele lewe is nou verby. Ek is mense wat knik, hulle stem saam, hulle weet hoe dit voel, dit is verskriklik. Maar ek onthou 'n vriendin het daai week, toe nooi sy my saam, toe sê sy, wil jy nie saam met my kom, ons gaan na 'n play kyk, en ek is toe so desperaat om nie alleen te wees op 'n Vrydag aand, ek sê, is reg, ek kom, staan. Nou gaan ek na 'n play toe, my hele lewe lank kerk toe gegaan, maar nooit 'n verhouding met Jesus beleef nie. En daai aand saam met haar gegaan, iewers in daai play op 'n stadium, toe maak ek die ontdekking dat Jesus het my persoonlik lief. Jy weet, nie soos hy die hele wye wêreld lief nie, maar soos Jesus het my persoonlik lief. En dit het my lewe radikaal verander. Daar's goed wat dadelik verander het. Jy weet, een van daai goed wat dadelik verander het was, wie van julle ken Celine Dion? Net, jy weet, as jy dit nie ken nie, jy kan dit gaan Google na die tyd. Maar Celine Dion, jy weet, en ek kon onmiddellik nie meer na haar musiek luister nie, want met Celine het ek altyd so hartseer gevoel. Jy weet, jy het iets gemis, jy het iemand gemis wat jy nog nie geken het nie. En jy weet, so dis hoe ek gevoel het, maar toe ek Jesus ontdek, ewe skielik het ek beleef, hy's meer as 'n boek, hy's 'n lewendige persoon,
wat nou hier binnekant binne in my leef, reg? So dit was die eerste ja wat ek gegee het, en ek dink 2 Korintiërs 5 praat daarvan, jy weet, hy sê, as ons in Christus, nou dat ons in Christus is, hy sê, nou is jy 'n nuwe skepsel. Dan sê hy, die oue het verbygegaan en die nuwe het gekom. En daai was vir my so belewenis, wat ek net gesê het, joh, Jesus, iets het aan die binnekant van my lewe verander. En een van die goed wat dadelik anderste was, is, as ek daai Bybel nou gevat het en nader getrek het, as ek verby die geslagsregisters kon kyk, nee, dan was dit nie meer hierdie reëls, hierdie regulasies, hierdie plekke waar ek gevoel het ek so tekort skiet nie, maar ewe skielik was dit hierdie uitnodiging van die Vader om sy hart te ontdek. En ek kon sien in dit wie hy is. So dit was my eerste ja, en ek weet nie of jy al daai ja gegee het nie, jy weet, soos jy hoef nie nou jou hand op te steek nie. Maar die tweede ja wat ek julle van wil vertel vanoggend was die dag toe ek vir my lewensmaat ja gesê het. Okay, kan ek sien wie van julle is getroud hier binne? Okay, so julle weet ook hoe daai al gevoel het, nê? So dink net vir 'n oomblik daaraan, Martinus het op 168 dae het hy die dae begin aftel. Ons was super opgewonde. Ons was al bietjie ouer gewees, ek dink ek was 24, hy was 29 toe ons getroud is. En een van die goed my nooiens van was Hageman. Okay, klink verskriklik. Dit beteken vrou wat onder die bos uitgeskop is. Ja, ek stem saam met jou. Ek weet nie wat daar gebeur het nie. Ek ken nie daai geskiedenis nie, wil ook nie regtig assosieer met daai geskiedenis nie. Maar Martinus se van my huidige van is Stefan, en dit beteken kroon. En ja, julle kan sien, hy herinner my gereeld, dan sê hy, liefie, jy besef jy het 'n upgrade met my, nee, so, ja, okay. So, dis die amazing ding, so op daai noot, jy weet, was ek verskriklik opgewonde om deel te wees, jy weet, van hierdie huwelik, en ek onthou, dit het my tyd geneem, jy weet, om nie meer te praat van Bianca Hageman nie, maar ek's nou Bianca Stefan, dit het tyd gevat om in daai identiteit in te groei, jy weet, en een van die goed, ons eerste 6 maande, as mense vir ons vra so, jy weet, vertel ons bietjie van julle huwelik, dan dit was explosive, daai eerste 6 maande, jy kan nie dink, hemel en hel is so naby, net aan mekaar nie, jy weet, soos ons albei was oudstes, albei gewoond om jy weet, jou eie dinge te doen op jou manier, jy weet, so, daai eerste 6 maande om een te word, was nie eenvoudig nie. En ek onthou die een aand, ja, ek was so kwaad, ek kan nie eers nou onthou wat dit was nie, maar ek onthou daai aand, toe sê ek gaan nou terug na my ma toe, nee. Enige iemand anders wat dit al ooit gesê het, moenie, dankie vir daai eerlike hand. En hy het omgedraai en hy het my so gekyk en hy het gesê, nou kom ek help jou pak. Okay, nee, dit gaan nie werk nie, so, maar my eerste 6 maande, en dis wat ek vandag vir jou wil sê is, ek het daai ervaring gehad van my eerste jaar met Jesus, wat goed onmiddellik verander het. Maar as ek dink aan daai tweede jaar, verstaan vir my lewensmaat, dan besef ek, daar was iets van 'n journey om een te word. En dis so bietjie wat 2 Korintiërs 3 vers 18 van praat, want nou sê hy, soos wat ons God aanskou, sy heerlikheid aanskou. Hy sê, soos in 'n spieël, word ek en jy getransformeer van heerlikheid na heerlikheid. So vandag vir die van julle wat gewonder het, daar is partykeer 'n gap, net tussen dit wat Jesus oor jou sê, en partykeer daai belewenis wat jy het, nou sukkel ek met die kinders, nou sukkel ek met my baas, nou sukkel ek met blank, 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 jy kan hom invul vir oggend. En dan waarheen ek jou vanoggend wil vat, is Romeine 8 vers 29, want hier's waarmee Jesus besig is met my en jou. Jy weet, ek lees hom vir jou net uit die message uit, maar hy sê, God knew what he was doing from the very beginning. Is iemand nie bly daaroor nie? Net in die lewe, in algemeen.
Hy sê, because he decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his son. Hierdie is so powerful. Jy sien, ek en jy is nie besig om 'n beter lewe aan mekaar te probeer sit nie. Maar ek en jy is gemaak na die beeld van Christus, reg? Jesus is die bloudruk. Met ander woorde, wanneer ek na sy lewe kyk, dan sien ek iets van die intensie van wat God met my en jou in gedagte het. So nou sê hy, along the same lines as the life of his son, the son stands first in the line of humanity that he restored, and we see the original and the intended shape of our lives there in him. Okay, so net vir 'n oomblik, as jy dit net vir 'n oomblik daaraan dink, dan besef ons, as ons vandag ja sê, ek kom praat vandag met jou oor, sal jy ja sê vir geestelike groei? Want daar's soms 'n gap tussen dit wat God sê en daai praktiese ervaring van jou. En ons daai gaping toemaak is om na Christus te kyk en te sê, dis wie ek is, dis wie jy is, daarom verstaan ek wie ek is. En so ek wil jou vandag 'n bietjie iets van daai reis vat, as jy in plekke sit waar jy sê, jog, in hierdie area lyk ek nog nie soos Jesus nie. Dan gaan dit nie vir oggend om te sê, gaan ek en jy harder probeer nie. Maar dis juis hierdie prys wat Christus aan die kruis kom betaal het, wat hy sê, jou self-effort is nie meer noodsaaklik nie. Maar kan jy my aanskou? Kan jy ja sê vir hierdie groei wat vir die res van jou lewe deel van jou lewe gaan wees? Okay, so ek wil jou vat, as jy vandag 'n Bybel naby het, as jy jou YouVersion app naby het, wil ek vir jou vat na 1 Johannes 2 vers 12. Dis 'n incredible stuk, ek gaan hom vir ons lees, maar hy sê die volgende, vers 12 sê hy dit, hy sê, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Dan sê hy, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. En ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Okay, so let net op, hy skryf aan verskillende groepe mense. Nou herhaal hy, nou sê hy, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. En ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. En ek het aan julle geskrywe jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Nou, waarmee is Johannes hierso besig? Hy praat nie noodwendig hier van ouderdomme nie, hy praat van verskillende ontwikkelingsfases. Okay, so hy praat van kinders, hy praat van jong manne, hy praat van vaders. En dan as jy hierdie gedeelte lees, dan kom jy agter, maar hy's besig, jy weet, wanneer ek na 'n kind kyk, kom ons sê, hier's 'n 5-jarige wat in hierdie spasie is, dan is daar iets wat ons verwag van 5-jariges. Jy weet, ons verwag nie van hulle om massiewe verantwoordelikheid op te tel nie, né? Jy weet, hulle is besig om basiese goed te leer, hulle is nuuskierig oor die lewe, hulle probeer goed ontdek, hulle speel, hulle verstaan, dis wat ons van 'n kind verwag. Jy weet, so dink bietjie daaroor, baie keer as 'n kind vra ons, jy weet, wat is in dit vir my? En dis okay, want dis 'n kind. Maar die uitdaging is wanneer ons nou 'n 50-jarige man of vrou het, jy weet wat nou soos 'n 5-jarige optree. Ons moenie nou jou man of vrou in die ribbes pomp nie, okay? Dis okay. Jesus het hierdie. Maar dis wanneer, jy weet, so met elke fase wat Johannes nou aanspreek, sê hy eintlik, joh, hierdie is wat ek prys, hierdie is wat ek raak sien in 'n kind, hierdie is wat ek raak sien in 'n jong man, hierdie is wat ek raak sien in 'n vader.
En so vandag terwyl ek so 'n bietjie deur dit gaan gesels, gaan jy heel waarskynlik identifiseer met een of meer van hierdie tipe mense. En vanoggend net jou hart oop te maak om te sê, Here, waar's die plek waar U my na toe uitnooi? Okay, so daai eerste gedeelte praat hy van 'n kind, wat ons nou net gesê het, okay, 'n kind is besig om te ontdek. En as jy mooi gaan kyk in daai skrif, praat hy van, jy weet, hoe hy die Vader leer ken. Jy weet, dink vir 'n oomblik aan daai oomblik toe jy Jesus ontdek het. Toe daai Bybel nie meer net reëls en riglyne was nie, maar wat jy besef het, jog, nou nooi hy my in daai spasie in. Vir my was dit een van die grootste ontdekkings. My pa was nogal streng geweest. Jy weet, soos ek aan Vader God gedink het, dan het ek gedink, Jesus, ek beter net die regte goed doen. Jy weet, ek is bang om enigiets verkeerd te doen, want ek het gedink, dit is presies hoe Vader God is. Jy weet, en toe om te ontdek, jog, maar hy's goed, en hy wil die beste vir my hê, en hy wil hê ek met my hart met hom kom deel, en hy wil hê ek met wysheid hier in die skrif kom ontdek, en dan wanneer ek in daai skrif begin tyd spandeer, dan word daai skrif lewendig. Jy weet, so dis bietjie van 'n kind wat daai ontdekkings moet maak. En dan baie kere, jy weet, as 'n 50-jarige, 60-jarige, jy sal klaar pa en ma verander, dan kom ons baie keer terug na daai fondasies toe, van, Here, wat beteken dit, dat jy net weer 'n pa in my lewe is? So maak nie saak waarvoor jy verantwoordelikheid in die lewe neem nie, maak nie saak, jy weet, na wie anders jy kyk, jy lei dalk 'n selgroep, of jy weet, daar's mense op jou span by die werk wat jy lei. In elkeen van daai plekke gaan jy nog steeds 'n kind wees, jy maak nog steeds ontdekkings oor die Vader, oor wie hy is, oor wat hy met jou, in jou, deur jou wil kom doen. Maar dan het ons nie net kinders, jy weet, wanneer ons so bymekaar kom nie, ons het ook jong manne. Jy weet, en dan tussen kinders en jong manne het ons partykeer nog tieners. Alright, enige iemand wat gou vir my wil waai, jy het 'n tiener in die huis, jy weet, jy verstaan die implikasies van dit in jou lewe. Jy weet, so dink net gou aan 'n tiener, jy weet, hulle is powerful, om daai uniekheid in 'n tiener te sien lewendig word. Jy weet, en hy ontdek, hy is nie nou meer net 'n kind nie, jy weet, so nou, hy push bietjie daai boundaries, jy weet, enige iemand wat nou wil uitkneel, jy weet, ons sal bietjie later spasie maak vir dit. Maar dink net gou bietjie aan 'n tiener. 'n Tiener is daai ou wat net sê, hoor hierso, wat is tot my voordeel? Jy weet, ons gaan die boundaries push. 'n Tiener is altyd die slimste persoon in 'n gesin. Niemand kan slimmer as dit wees nie. Maar hulle maak ontdekkings, en hoe help ons ouens om daai volwassenheid te bereik? Nou partykeer sit ons hierso en jy's dalk klaar 'n vader of 'n moeder of so, maar jy gooi tantrums partykeer, jy weet, soos 'n tiener. En so waar's daai plekke wat Jesus jou dalk wil kom volwasse groei of volwasse maak in daai spasie? Een van die eerste goed wat met Brooklyn, ek en Martinus was nog nie getroud nie, hy het my een aand nooi hy my saam, en ek het daai tyd het ek in die hof gewerk, was 'n staatsanklaer gewees, en hy sê vir my, hoorie, wil jy bietjie saamkom, ons gaan nou nagmaal skink. En ek het hom so gekyk, en ek het vir hom gesê, nee, ek is nie eintlik die diensbare tipe nie, dit is die woorde wat uit my mond uit gekom het. En ek weet nie of jy partykeer so 'n bietjie skaam kry vir die goed, jy weet wat jy 10 jaar en 20 jaar terug gesê het nie, maar baie keer as ek daai storie nou vertel, dan cringe ek so bietjie aan die binnekant. Want dan sê ek soos, Here, kan ek dink, u hele lewe gaan daaroor om u lewe neer te lê en ander te dien. Jy weet, wat laat my dink, ek gaan nie dien nie, reg? Jy weet, so ek wil nou nie vanoggend op tone trap nie, jy weet, ek sê altyd die skrif, ons lees nie net die skrif nie, die skrif lees ons, maar jy weet partykeer, dis die plek waar ek moet groei. En so ons jong manne is in daai plek wat ons sê, hulle is besig om die woord te vat en te sê, hoe oorwin ek met hierdie woord? Met ander woorde, jy het uitdagings, jy kom te staan met besluite wat jy moet maak, wat jy sê, ek het nie wysheid hierso nie.
En dan besef ons is nie meer kinders nie. Iemand gaan nie kom en jou net save in hierdie situasie nie. Jy gaan nou deur hierdie situasie, hierdie moeilike ding, gaan jy nou moet groei. En so dis die beautiful ding, net van 'n jong man is besig om daai woord te vat en te sê, hoe maak ek dit 'n realiteit? Toe ek dink vanoggend net oor wat se storie ek met julle wil deel, toe besef ek, paar jaar terug staan ek een oggend in Harties, ons is besig om te bedien, en 'n man stap na die tyd na my toe en hy sê vir my, Bianca, ek toets nou hierdie by jou. Hy sê, maar ek het vanoggend net 'n belewenis gehad terwyl ek gebid het, hoe die vyand jou wil intimideer met 'n tumor. Jy weet nou, niemand wil so profetiese woord ontvang nie. Stem julle saam? Maar toe hy dit gee, toe besef ek, as Jesus nou hierdie woord vir my gee, sy hart is nie om vrees te intimideer, jy weet, my met vrees te intimideer of my bang te maak nie, want dis nie God se natuur nie. So ek sê vir my, okay, maar bid dan saam, verstaan dan die rede hoekom jy daai inligting het, is omdat Jesus my met daai inligting nou wil empower. Hy bid toe, ek vergeet daarvan, seker 'n maand later, een aand, word ek wakker met 'n nagmerrie. Maar ek skrik so groot in die nagmerrie, ek maak vir Martinus wakker, ek sê vir hom bid. En ek kan amper nie asem kry, net van die impak van die droom. Ons bid, Martinus gaan slaap, maar ek's nie rustig nie. Ek staan op, ek gaan haal my beloftes, en ek begin deur daai goed te lees, en ek begin net die Here se woorde vir hom teruglees. En ek het so 5:00 daai oggend, toe gaan slaap ek, seker vir 'n uur geslaap, staan ons op, begin die dag en so aan, en daai oggend toe ek in die stort klim, toe het ek 'n ongelooflike pyn in my buik, en ek bel hom, ek sê, luister, ek dink, ek moet by die dokter uitkom, maar ek dink nie, ek kan alleen gaan nie. Uiteindelik het hulle sonars en so aangeneem. Ek sit toe by my ginekoloog en sy sê vir my, daar's 'n baie groot tumor, wat hulle nou moet verwyder. Dit was die Vrydag. Sy sê toe, ek gaan jou Maandag inboek, jy gaan Maandag vir die operasie. En sy kyk my so, want ek het hierdie vrede oor my, wat ek nie kan verduidelik nie, behalwe dat ek weet, Jesus weet hiervan. Ek het letterlik, terwyl sy hierdie goed vir my sê, het ek hierdie vrede, en ek is soos, dit maak nie eintlik sin nie, maar al wat ek weet, is dat Jesus weet hiervan. En sy sit so vorentoe, en sy sê vir my, mevrou, verstaan jy wat ek vir jou sê? Want sy kan nie verstaan dat ek sit hier nie, en ek sê vir haar, nee, ek hoor vir jou. En ons het huis toe gegaan, nou was 'n paar mense wat saam met ons gebid het, en nou is jy in en uit plekke, jy weet wat hulle besig is om toetse en allerlei goed te doen, en ons het regtig in daai seisoen, wat ek in die hospitaal, dan kom sit mense langs my, jy weet wat vir chemo en allerlei klomp goed gaan, en dan sê hulle, hoekom het jy soveel joy? Letterlik, dat mense na my toe loop wat ek glad nie ken nie, en wat ons net begin praat, en wat die Here ons 'n geleentheid gee om met mense te share wie Jesus is, in die midde van ons eie krisis, want ons weet nie wat gaan Jesus hier doen nie, behalwe dat ons weet, hy weet hierdie. Verstaan jy, in daai seisoen, net om met daai woord, daai beloftes, dit wat die skrif sê, voor die Here te bring, en te sê, Here, ons gaan nie net trust, ons weet nie, wat is die uiteinde hiervan, en ons weet, U is in hierdie situasie, saam met ons. En jy sit vandag dalk hier vanoggend, en jy weet, jy werk deur 'n ding, jy groei deur 'n ding, jy het dalk nie antwoorde vanoggend nie. En so Jesus, weet, elke keer as ek deur iets stap, wat ek sê, nou verstaan ek nie hierdie nie, hierdie is nie lekker nie, hierdie is ongemaklik, dan weet ek, Jesus is besig om vir my te wys, wat dit beteken om te oorwin. Maak nie saak wat die situasie is, waardeur ek stap nie. En so daar's van julle wat dan vanoggend hier sit, en jy weet, 'n vader is so incredible deel van ons gemeenskap, net om vaders. Julle weet nou ook, ek sluit nou dames in, reg? Jy weet nou, jy's 'n vader vanoggend, jy voel nou nie excluded vanoggend nie. Maar wat is 'n vader? As die skrif praat van 'n vader, dan sê hy, luister, dis daai, dink gou aan 'n maanpa. Jy weet, ek kyk nou vir Jules en Madeleine vanoggend,
Hulle weet nou al wat dit is om ouma en oupa te wees. Jy weet, so, maar dink net gou aan 'n vader, jy weet, dis iemand wat jou lewe neerlê vir die voordeel van iemand anders. En so as ons praat vanoggend van Here, hoe sê ons ja vir groei, vir ons geestelike groei, dan besef ons, hier's van julle wat vanoggend hier sit, waar jy weet dalk, die Here praat al met my oor 'n rukkie om 'n selgroep verantwoordelikheid te neem, of dalk is daar ander spasies in hierdie kampus, jy weet wat jy kan sien, hier's 'n gaping, niemand het nog ja gesê hiervoor nie. Jy weet, dan is my vraag vanoggend, daar's van ons wat die Here sê, wat is daai volgende plek waar jy gaan groei? En vir my is dit baie keer, weet, as jy net dink mense om jou, ons groei self, dis wonderlik. Maar die oomblik wat jy verantwoordelikheid vir iemand anders neem, is daar heeltemal 'n nuwe tipe verantwoordelikheid. Saai staan agter met daai nuwe babs en dis hoe dit in die gees ook werk. Baie keer kan ons net verder groei as ons daai verantwoordelikheid opneem. So hoekom moet ons groei? Hoekom is dit belangrik vir oggend? So kom ek vat jou dan na 'n laaste skrif toe. Net 1 Korintiërs 13. Vers 11 sê hy dit. Hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nee, ons het nou lekker gepraat oor wat dit beteken. Hy sê, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Jy weet, hierdie is so incredible, net om te besef dat God is aanhoudend besig om vir my en jou te wys wie ons in Christus is. En hoe meer ons sien wie Jesus is, hy is die bloudruk, en wat God met my en jou wil doen, hoe meer is daar 'n gewaarwording van Jesus, U is reël. Jesus, U is goed. Jesus, daar's incredible goed wat U in hierdie wêreld wil doen, en ek is deel van daai prentjie. Jy sien, in die koninkryk het ek en jy nie die spasie om 'n toeskouer te wees nie. Daar is nie sulke spasie nie. Net ons groei deur verskillende fases. En dan sê hy die volgende, hy sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos wat ek ten volle geken is. En so jy sien, wanneer ons praat oor geestelike groei, dan praat ons oor daai plek waar jy saam met die Here groei. Daai plek waar jy sien wie hy is, en ons word soos hy. Weet, Jesus het kom wys, dit is hoe die Vader lyk. Toe hy saam met disippels gewerk het, toe Judas hom verraai het, toe Petrus gesê het, ek ken jou nie, Jesus het deur elke een van daai oomblikke gegroei, om vir ons te demonstreer, dis hoe dit lyk, 'n lewe in afhanklikheid van sy Heilige Gees. En so dalk net ietsie prakties vandag wat ek by jou wil los uit Matteus 7. Want hoe groei ek en jy dan nou? Jy weet, so ek dink een van die kragtigste goed net is die woord. Ons weet die woord is 'n lewendige woord. Dis nie net 'n boek nie, reg? Jesus word die lewendige woord genoem. En so hierdie jaar het ek bietjie 'n New Living Translation wat ek net weer nader getrek het, om te sê, ek wil met my pen en met my kleurpenne wil ek in hierdie ding skryf. Jy weet, partykeer as ek elektronies werk, dan voel dit nie vir my so reël soos wanneer ek met pen en papier sit en skryf nie. Maar nou sê Matteus 7 hierdie, hy sê, these words, sy woorde, wanneer jy daai Bybel nader bring, hy sê, these words I speak to you are not incidental additions to your life. I say it's not homeowner improvements to your standard of living. I say they are foundational words, words to build a life on. And if you work these words into your life, you are like a smart carpenter. Stamp net gou iemand langs jou, dan sê jy, jy's 'n smart carpenter, okay?
Hy sê, if you work these words into your life, you are like a smart carpenter who built his house on solid rock. And the rain poured down, and the river flooded, and a tornado hit, but nothing moved that house because it was fixed on the rock. En so wat is dit dan as ons wil groei? Is hoe vat ons hierdie woord? Hoe maak ons seker, ons dink nie, ek het al daai storie gehoor. Ek weet van Jona, ek weet van Jesus in Getsemane. Maar hoe maak ons seker dat hierdie woord so deel raak, net van waar ons elke dag lewe? En dan, hierdie is die 3 vrae wat ek vra, wanneer ek met 'n stuk skrif sit. Die heel eerste ding wat ek vra, of ek nou in Johannes 1 begin, waar jy ook al lees, is ek vra, wat openbaar hierdie skrif van Christus? Wat sê dit van hom? Hy praat in Johannes 1 en sê die woord was van die begin. En dan vra ek vir hom, wat sê hierdie skrif van my? Jy weet, so as Jesus nog altyd daar was, as hy van die begin af daar was, dan weet ek, hy gaan altyd deel wees van waar ek journey. Hy's altyd present, hy's nie ver nie. En dan baie keer die laaste vraag wat ek vra is, hoe reageer ek, of hoe belyn ek myself met dit wat die Vader sê? Okay, so dat daai woord regtig lekker lewendig aan die binnekant raak, en dit nie net 'n stuk papier is nie. So daai is een van die maniere wat jy groei, en dan die ander manier, ek gaan so lank vir Hein vra om so lank vorentoe te kom. Een van die ander maniere wat ons groei is wanneer ons in gemeenskap is. Jy weet, wanneer ons in 'n selgroep is, of wanneer ons in prosesse wat in die kampus is, 'n bietjie kleiner verband waar ons met mekaar kan deel. En een van daai plekke is CCEP, wat op 'n Dinsdag aand gebeur, Brooklyn kampus of Raslouw kampus. En ek wil Hein vra, want hy journey nou al so rukkie met die CCEP proses, net om te kom vertel wat in sy lewe geskuif en verander het. Dankie Hein. Dankie Bianca. Môre almal. Bianca het gesê ek moet net vinnig kom deel met julle, so sit ek nou en dink, hoe gaan ek dit regkry, want ek gaan julle dalk die heel dag besig hou. Maar ek het die voorreg om my seun te doop vanmiddag, so ek moet vinnig wees. Julle, ek het CCEP het ek 2 jaar gedoen, of 2 keer gedoen. Dit is 2 jaar proses, ek het dit 2 keer gedoen. Ek is, die wat my ken, weet ek hou van altyd myself equip, ek hou van leer, ek hou van enige kursus wat Doxa aangebied het ek gedoen en probeer en gevat, dit is my altyd lekker. En jy weet ek het altyd of vir 'n rukkie gesit en gesê wat volgende. En CCP het opgekom, ek het CCP gedoen so 'n paar jaar terug, en waar dit vir my absoluut, ek meen Bianca het alles opgesom aan die begin, maar waar dit my so kom toerus het in my identiteit, eerstens, wat vir my uitgestaan het bo die ander, weet, eerstens in wie ek is in die Here en goedjies, en nie net in wie ek is ook in die Here nie, maar ook in my diensbaarheid en by die werk, my as vader, my identiteit as vader en man, al daai areas en aspekte, en dit was vir my net ongelooflik, weet jy, ek meen dit wat ek leer in die woord, soos Bianca nou het gesê, die woord is lewendig, weet, ek het gegroei in elke aspek van my lewe, en op so vlak dat ek dit 'n tweede keer gedoen het, dat ek saam met my vrou dit die tweede keer gedoen het, en nog steeds, weet jy, ek het nie net gegaan, ek het gedag, okay, dit gaan nou net weer sit, en ons gaan maar deurwerk, en ek het hierdie gedoen, en tog het ek elke aand niet geleer, elke keer want ek rekord ook die goedjies, ek rekord het en ons geluister dit weer, so jy weet, wat vir ongelooflik is, so, want dit is 'n journey, jy gaan sit nie net daardie aand, en jy kry 'n paar informasie, soos 'n spons, suig dit op, en jy gaan nie, dit is iets wat jy mee journey, huis toe gaan, en dis 'n journey wat die Here jou deurvat, en hy het my deur hierdie journey gevat, op so vlak dat, ek meen, waar ek nou betrokke geraak het as klasleier by CCP, waar ek nou my tweede jaar betrokke is daarso, en nog steeds in klasleier daarso, groei ek ver buite my perke en my vermoë. Jy weet, ek is van nature 'n introvert,
En jy weet die Here kom stretch my op plekke wat ek gedog het, okay, maar ek het dit als ek kan enigiets handle en hy vat my op plekke wat ek gedink het, okay nee Heer, hierdie is net die Here want hierdie is nie van my nie. So ek stel dit voor vir elke persoon. Jy weet Bianca het vroeër gesê dis vir enige ou vrou by die huis. Ek sal vir elke groepleier, elke persoon hierso sal ek dit voorstel. Daar is absoluut alles om te gain en niks om te verloor nie. So ja, dis maar net so kortliks van my af. As julle enige vragies het oor persoonlik of ietsie, julle is welkom om enige tyd te vra. Baie dankie. Just dis my so lekker dat die Here introverte gebruik, né? Dis exciting. Being an introvert myself, dis die waarheid. Hy gebruik ons net soos wat ons is. Die vraag wat ek jou vandag wil vra is, terwyl ons vandag so praat oor hoe sê ons ja vir geestelike groei, is waarvoor sê jy ja? Weet, dalk is daar iewers terwyl ons vandag geshare het in my stories of in Hein se storie, is daar iewers 'n plek waar jy sê, "Jog Here, ek besef net weer in die woord kom." Of dalk besef jy, "Jog, ek moet net weer deel van 'n gemeenskap raak." Jy weet hoe lyk die selgroepe net hier in die omgewing wat ek is. Miskien weet jy, hoor hierso, dalk is CCP of van julle ander prosesse is deel van hierdie groei en wat is dit waarvoor ons ja sê? So ek gaan ons bedieningsspan vra om te kom help. En ek wil jou eintlik net so 30 sekondes gee om so 'n bietjie net vir Jesus te vra, Jesus, waar gaan ek geestelik groei in hierdie jaar? Jesus, dankie vir oggend vir u incredible teenwoordigheid. Here, ek kom dankie dat u sê dat dit wat u in ons begin het, dit sal u klaarmaak. En Here, ons kom eer u net vir oggend. Dankie dat ons die voorreg het om te groei van kinders na wat dit beteken om 'n jong man te wees. Here, ek wil vir oggend kom bid vir mense wat in stryd is, vir mense wat besef, Jesus nooi my nou uit om te kom oorwin. Here, ek dankie dat u genade so groot is. Ek kom dankie dat u elke persoon net kom herinner vir oggend aan dit wat ons identiteit is, dit wat die waarheid oor ons is. En Here, ons kom eer u vandag net. Here, dankie vir die voorreg om vaders te wees. En dankie dat ons ver oggend, Here, hier in Littleton Campus kan kom bid vir ons vaders. Here, mense wat sê, Here, ek is reg om verantwoordelikheid vir ander op te neem. Dankie dat ons weet dat dit u Heilige Gees is wat ons nooi, u Heilige Gees wat ons roep. En ons sê net vandag, Here, kom dankie dat soos wat ons by daai nagmaaltafel kom staan het, soos wat Jules gepraat het oor wat dit beteken om honger te wees en te aanhou groei in u, kom eer ek u, Here, vir die groei wat ons vandag in individue, Here, maar dan ook in ons Littleton Campus kan sien. Dankie dat ons weet, Here, dat elkeen van ons groei na die volle gestalte van Christus. En dankie dat u ons deur die Heilige Gees kom bemagtig om dit te sien gebeur. Ons eer u vandag in Jesus se naam. Amen.